Vriende, hartlik goeiemôre en baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons het die wonderlike voorreg om hierdie mooi nuwe dag in die naam van ons Here te begin. En kom ons word vir 'n paar oomblikke stil rondom die Here se woord. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre Psalm 18 vers 1 tot 3. Ek het u baie lief, Here my sterkte. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder. My God, my rots, by wie ek skuil. My skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Broeder en suster, Dawid is die skrywer van hierdie pragtige psalm, Psalm 18. In die begin van hierdie psalm kom hy na die Here toe en sê, ek het u baie lief, Here, my sterkte. Dawid was 'n kind van die Here, wat bemoeienis met God en sy woord gemaak het. Hy het somtyds deur baie moeilike omstandighede ook in sy lewe gegaan, maar nooit opgehou om die Here lief te hê nie. Ja, selfs toe sy vyande hom vervolg het, kon hy sê, die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my rots by wie ek skuil, my skild en my sterk verlosser. Dawid het al sy vertroue in die lewende God gestel, want hy het geweet niemand anders kan hom help nie, niemand anders kan hom red nie. Daar is geen hoop vir sy lewe sonder die Here nie. En daarom het hy 'n doelbewuste besluit geneem om die Here baie lief te hê, gehoorsaam aan die Here te wees en te doen wat die Here van hom vra. Was hy 'n volmaakte man? O nee. Dawid het dikwels oortree. Hy het sonde gedoen in die oë van die Here. Maar hy het sy sonde ook voor God gaan bely en hom vergifnis gaan vra. Hy het geweet dat die Here die enigste een is wat sy lewe kan vernuwe, kan verander en kan red. En daarom het hy besluit om 'n pad saam met die Here te loop. Liewe broeder en suster, ek en jy wat kinders van die lewende God is, moet die Here ook elke dag van harte lief hê. Is dit maklik? Nee, somtyds is dit moeilike besluite. Somtyds het ons baie groot uitdagings. Moet ons ook dalk deur gevare loop of is ons slagoffer van bespotting? Maar dit is werklik die moeite werd om God lief te hê en hom jou verlosser te maak. My bede is dat die Here vandag jou lewe in besit sal neem. Jou sal oorspoel met sy liefde, met sy genade, met sy seën. En dat jy jou liefde aan hom kan bewys deur gehoorsaam te lewe tot sy eer, vandag en elke dag. Mag die Here vandag vir jou so seën, dat jou lewe ook 'n getuienis verander sal wees, en dat sy naam deur jou verheerlik sal word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Ons is so bevoorreg om u kinders te wees. En vanmôre, Here, wil ons saam met Dawid vir u sê, ons het u hartlik lief, o Here. Dankie dat u ons God is, wat elke dag vir ons versorg, wat ons seën, beskerm en lei. Ons wil vandag in hierdie nuwe dag ons hand in u hand plaas. Wil u vir ons vandag lei in alles wat oor ons lewenspad mag kom. Mag gee ook vandag vir ons die krag om gehoorsaam aan u alleen te wees. Was ons skoon in Jesus se bloed. Vergewe ons al ons oortredinge. En dankie vir die kosbare werk van die Heilige Gees in ons harte en in ons lewens. Ons vra al hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie vriende, 'n mooi dag vir u.